Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend. En wat 'n voorreg is dit vir my om hierdie week saam met julle te begin rondom God se woord. Nou vandag het ek nie 'n spesifieke woord wat ek met julle wil deel nie, maar daar is wel iets wat ek met julle wil deel. Julle het seker al gewonder, maar omdat ek nie die titel van 'n pastoor het nie, hoekom doen ek hierdie woord? Mors ek nie net my tyd nie? Kind van God, daar's baie mense wat sal sê ek mors my tyd. Daar's baie mense wat sal sê dat ja, maar jy vat nou leierskap op jouself. Ja, maar jy is nou basies soos 'n pastoor en daai goedjies. Kind van God, kom ek deel vir jou. Dit gaan nie oor die titel nie. Jy kan 'n straatveer wees en jy kan op daai manier die evangelie so oordra wat iemand met 'n titel nie eens kan nie. Dit gaan nie oor jou titel nie, kind van God. Dit gaan oor wat hier binne is. Dit gaan oor die liefde wat jy vir God het. Dit gaan oor jou verhouding met God. Ek weet daar is mense wat brandarm is, brandarm. En hulle het God liewer as mense wat ryk is. En ook, hoekom ek hierdie woord bring? Ek deel wat God met my deel. Ek deel wat ek ervaar in God se koninkryk. En tog, Jesus het gesê, gaan uit en maak disippels van alle nasies. Doop hulle. Nou mense gaan dalk sê, ja maar net 'n dominee of net 'n pastoor kan mense doop. Nee, dit is nie so nie. Wanneer jy die evangelie verkondig, dan bring jy bring vir hulle die goeie nuus. Jy bring vir hulle die woord. En om iemand te kan doop, vat nie 'n vreeslike kwalifikasie nie. Jou hart moet vir God wees. Jou hart moet vir mense wees. En dan kan jy mense doop. Ek weet daar is mense wat sal stry met my, maar ek weet waarvan ek praat. En dis nie dat dit uit my eie uit is nie. Ek is ook onder 'n kerk wat ek duidelik die vrug kan sien, wat ek kan voel hoe ek gevul word met geestelike voedsel. En dit wat ek ontvang, wil ek graag met julle deel, wat ek weet, daar is mense wat nie altyd die geleentheid het om te kan kerk toe gaan nie. Ek weet daar is mense wat nie eens die voorreg het om 'n Bybel te kan hê nie. En met hierdie video's wat ek maak en die audio's wat ek maak vir die woord is, ek wil hoop vir julle bring. Hoop deur ons Jesus Christus. Want in God is daar altyd hoop. God is hoop. Hy is ons baken van hoop. En hoekom moet ons dit vir onsself hou? Hoekom moet ons hierdie woord vir onsself hou? Dis nie hoekom die woord gemaak is nie. Of hoe kan ek sê, hoekom die woord geskryf is en geskep is nie. Nee. God is die woord en die woord is God. Ons kan nie vir God wegsteek nie, want hoekom wil jy iets wegsteek wat soveel waarde dra, wat net soveel betekenis het? En dis hoekom dit vir my so lekker is om hierdie audio's en hierdie video's te maak. Ek geniet dit ongelooflik, hierdie boodskappe vir julle te bring. Gaan mense met my verskil? Ja, daar's baie kere wat mense gaan verskil. Maar as ons geestelik volwasse is, weet ek, kan ons 'n lekker gesprek rondom dit hê en ons kan saam daarso deurwerk. Dalk is daar iets wat jy sien wat ek nie sien nie, en dan is daar ook iets wat ek sien en jy nie sien nie. Maar dit is wat dit so lekker maak, want ons gesels oor God, en dit is juis een van die wonderlikste gesprekke, kind van God. Dit is om te gesels oor die evangelie, te gesels oor die wonderwerke van God. Daar's geen beter gesprek as 'n gesprek met God wat die middelpunt is nie. Irriteer dit baie keer mense? Ja, natuurlik. Ek was ook daar gewees. Voel dit, hoe sal hulle sê in Engels, awkward om oor die evangelie te praat? Ja, mens doen. Maar dis 'n lekker awkward. Kom ek stel dit so. Want as jy hoor wat God in ander mense se lewens doen, ja, dis net amazing. Maar ja, ek gaan nou nie veel van julle tyd vat nie. Wat ek net eintlik vir julle wil sê is, die doel van hierdie boodskap is om God se hart te deel met julle. Om vir julle te wys dat die God wat ons dien, is nie soos Baal nie, is nie soos Dagon nie. Die God wat ons dien is 'n lewendige God.
Hy is hoog in die hemel, sit aan die regterhand van God. En die beste manier om te weet of 'n prediker of selfs 'n gewone ou soos ek die waarheid praat, gaan meet dit met die woord. Meet dit met die woord. Dit is die beste wat jy kan doen. Kind van God, ek hoop dat jy verstaan 'n stukkie van my hart en jy verstaan hoekom ek hierdie woord doen. As mense nie daarvan hou nie, elkeen is geregtig op hulle eie opinie. Maar vir my is dit 'n absolute plesier om hierdie woord te kan doen. Mag ek vir jou bid? Here, ek bid vir my Boeta en Sissa, wat hierdie woord ontvang. Liewe Here, ek bid dat iets in hulle harte sal oopbreek. Ek bid dat iets in hulle oopgemaak sal word, liewe Here. Liewe Vader, ek bid dat hulle 'n wonderlike dag sal hê. Ek bid dat hulle dag gevul sal wees met vreugde en met vrede. Liewe Here, enige leuen wat die vyand wil kom bring, bind ek nou in Jesus naam. En ek vra, liewe Here, dat die waarheid in hulle geopenbaar sal word, want ons moet die waarheid ken, sodat die waarheid ons kan vrymaak. In Jesus naam is dit my gebed. Amen en amen. Lekker dag vir julle elkeen verder, en ons praat môreoggend weer. Totsiens julle.